Vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u lekker kon uitrus, dat u reg is vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre by die laaste boodskapie kom wat handel oor hoe deel ek as kind van die Here met gewoonte sondes in my lewe. Ek het vir u gelees van die apostel Paulus en die geweldige stryd wat hy in sy lewe beleef het. Hy sê daar in Romeine 7 vers 15: Want wat ek doen, weet ek nie, en wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Vers 18: Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hy sê ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, en dan ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Ek het vir u gesê dat kinders van die Here stoei met sondes. Vriende, dikwels raak sondes vir ons 'n gewoonte, en ons doen dit baie keer sonder om regtig notisie te neem daarvan. Daarom het ons begin kyk na die gedagte van hoe ernstig sonde is, en ons het in die 'n paar gedagtes gedeel dat ons nooit die erns van sonde moet onderskat nie, om 'n plegtige belofte aan God te maak dat ons nie sal aanhou met hierdie sonde nie, dat ons altyd spesieus sal wees oor ons eie geestelikheid, dat ons nooit meer van onsself geestelik sal dink as wat ons behoort te dink nie, maar altyd ons afhanklikheid aan die Here sal verklaar. En vriende, dat ons by die eerste gevoel of die eerste gedagte aan sonde onmiddellik dit sal teestaan en in die krag van die Heilige Gees sal wandel. Die volgende paar gedagtes: hoe kan ons hierdie sondes in ons lewens oorwin en meer as oorwinnaars in Christus wees? Oordink God se woord. Dis baie belangrik. Ek het in my studeerkamer hierdie klein papiertjies wat 'n mens so koop, so paar sentimeter by paar sentimeter, en dan skryf ek verse daarop neer. En so probeer ek dit memoriseer en deur die dag daaraan dink, en probeer ek sekere gedagtes in my hart vasmaak sodat ek teen die Here nie sal sondig nie. Oordink God se woord. Vriende, om stilte te hou in die oggende is 'n wonderlike ding. Maar as jy teen 10:00 nie kan onthou wat jy vanmôre gelees het in jou studeerkamer nie, het jy en ek 'n probleem. Dan gaan die vyand ons oorrompel met hierdie boosheid. Daarom is dit nodig, oordink God se woord. Sit baie keer die karradio af, hou op na die nuus luister, baie keer nodig om bietjie musiek af te sit en oordink God se woord. Dis 'n baie belangrike en 'n beproefde resep om dan oor sonde oorwinning te kry. En dan die volgende gedagte, vriende, wat baie belangrik is. Ons moet onmiddellik berou hê oor ons sondes en vergifnis vra. Nou kan jy miskien vir my sê, maar Gerard, baie keer ry ek in my kar en 'n taxi ry voor my in en ek sê iets wat miskien nie voor die Here reg is nie, en ek kan nie nou my oë toemaak op die snelweg of miskien daar in die dorp en dan 'n gebed doen nie. Ek gaan 'n ongeluk maak, en vriende, ons is nou ook nie belaglik nie. Maar onthou net een ding, die Here hoor ons gebede nog voor ons 'n woord sê. Hy hoor ons gedagtes, hy weet wat in ons harte aangaan, en daar in jou kar terwyl jy sit, kan jy hardop bid. Baie keer in die kar as ek ry, bid ek, vra ek die Here vir wysheid. Baie keer as ek gaan stap, bid ek en ek vra die Here vir wysheid. Gaan kyk na die groot godsmanne in die verlede. Vriende, ons lees dat hulle gebid het, tydig en ontydig. Nehemia het voor die koning gestaan, en terwyl die koning met hom praat, het hy 'n skietgebed opgestuur na die Here. Wat ek jou wil vra is moenie dat hierdie sonde wat jy nou doen, miskien waar 'n taxi voor jou inry, iets sê, en nou kom jy by die werk, nou is jy al klaar so half geïrriteerd, en iemand by die werk sê vir jou iets, en daar's 'n argument, en jy los dit, en dan bel jou vrou jou, en dan sê jy daar sommer ewe hier kort af met daar, en jy sy te argument, en vanaand as jy by die huis kom, en jy soos 'n brullende leeu. Ek vra vir jou, dat jy onmiddellik sal deel met die sondes, want die Bybel sê vir ons dat die fontein, die heilsfontein is vir ons oop. Ons kan altyd gaan na die Here Jesus, dag en nag, 24 ure 'n dag, enige tyd van die dag of nag, en ons kan vir hom sê, Here, ons het gesondig, was ons in u kosbare bloed, Here, reinig my, stel 'n wag voor my mond, Here, my gedagtes, neem dit gevangene tot gehoorsaamheid aan u, en so leer ons, vriende, om in hierdie waaksame gesindheid en waaksame toestand te wees, sodat ons dan versigtig kan wees, en wanneer die sondes na ons kant toe kom, dat ons alreeds weerstand kan bied daarteen. Ag vriende, ek vra vir u, wanneer jy jou sonde bely, in die volgende plek, noem jou sonde voor die Here spesifiek. Sê, Here, ek het vandag my meer verloor met daardie taxi, en ek het woorde gesê wat nie pas by 'n kind van die Here nie, vergewe my asseblief.
Here, U weet ek het vandag 'n skinder van 'n broer en 'n suster in U. Ek vra U vergewe my die sondigheid en boosheid van my hart. Here, ek het vandag meer van myself gedink as wat ek behoort te dink. Here, vergewe my die sondigheid van my hart. Here, ek het vandag na iets gekyk wat ek nie na moes kyk nie, en ek bely dit. Vergewe my asseblief. Here, ek het vandag my geld wanspandeer en ek is nou so in 'n skuldgevoel gedompel en ek voel so skuldig voor U. Vergewe my sonde dat ek nie gewaak en gebid het nie. Verstaan nie? Dis nodig om jou sonde by die naam te noem en te sê, Here, dit is wat ek gedoen het. En dis nie ander mense wat skuldig is nie. Dis nie daai stupid taxi nie. Dis nie daardie ouens wat hierdie produk so goedkoop geadverteer het nie. Dis nie op die einde van die dag dat ek per toeval die sonde gedoen het nie. Here, U weet ek het nie gewaak en gebid nie. Daarom bely ek die sonde by naam en ek vra dat U my sal reinig en my sal vergewe. En vriende, dit sal my ook baie meer versigtig maak. Want jy sien, dis baie keer 'n skaamte wat oor ons kom wanneer ons hierdie sonde by die naam noem en besef, maar dit is wat ek gedoen het terwyl die Heilige God my gesien het en miskien ander my gehoor het en dit ander mense se lewens beïnvloed het. Vriende, 'n volgende gedagte wat ek vir u wil noem is hou aanhoudend bid. Bid sonder ophou. Dis nodig om gedurig deur te bid. U sien, wanneer ons gedurig deur in gebed voor die Here is, dan is daar nie veel tyd om te dink oor sonde nie. Daar's nie veel tyd om te val in sonde nie. Daar's nie veel tyd om sonde te pleeg nie. Daarom bid sonder ophou, sê die Bybel. Bid tydig en ontydig. Dat ons sal bid wanneer ons in die kar ry, dat ons sal bid wanneer ons by die werksplek is. Dit beteken nie formeel heeltyd my hande bymekaar, my oë toe en my hoof gebuig nie. Maar vriende, om vanuit my studeerkamer in 'n biddende gesindheid die dag tegemoet te gaan. En terwyl ek miskien stap en ek sien my vrou voel nie lekker nie, om te vra, Here, help my nou om 'n regte gesindheid te openbaar. Miskien op die pad ry en 'n ou ry voor my in om vir die Here te sê, Here, ek bid dat hierdie man tot besinning sal kom, maar bewaar my van die sonde. Miskien by die werksplek aankom en daar is iemand wat miskien geniepsig teenoor my optree, Here, bewaar my hart. Wanneer ek my selfoon vat, Here, bewaar my, dat ek nie op plekke sal ingaan en dinge sal kyk en doen wat U nie verheerlik nie. Wanneer ek miskien ledig is, dat ek nie sal sondig nie. Bidend, bly bidend, bid sonder ophou. En dan 'n laaste gedagtetjie wat ek wil noem is, om goeie broederskap te bou met ander mense, wat jou mede verantwoordelik kan hou. Partykeer is daar, vriende, groter sondes in ons lewens, wat kanaand na vore kom. En dit is goed om met 'n broeder of 'n suster in die Here daaroor te praat, om saam te bid, mense wat jy kan vertrou. Ek pleit by jou, moenie net jou hele saak net aan almal vertel en met jou hart op jou mou loop nie. Dit gaan jou duur te staan kom en baie mense sê, ek wil nie meer deel van die kerk wees nie, want dit wat ek vertel het aan daai broer of suster, lê nou die kerk vol. En as jy een van daardie mense is wat die vertroue van ander skenk deur hulle sondes met ander mense te deel, wee jou, want die Here sal van jou rekenskap eis. Maar is noodsaaklik om broederskap te bou, om mense in die gemeente te kry wat saam met jou hierdie pad kan stap, sodat hulle jou mede verantwoordelik kan hou, sodat jy oorwinning kan behaal in die naam van ons Here Jesus. Kyk dan die apostel Paulus, hy het hom omring met kinders van die Here. Mense wat saam met hom die pad gestap het, mense wat saam met hom gebid het, mense wat saam met hom die geestelike stryd gestry het. En mag u en ek hierdie groot waarhede raak sien, en mag u en ek meer as oorwinnaars wees. Mag ons oor 'n dag of 2 of 'n week of 2 terugkyk en sê, ek het hierdie waarhede geïmplementeer en geloof sy die naam van die Here. In hom is ek meer as oorwinnaar. Bly waak en bid. Verklaar die afhanklikheid aan die Here daagliks en vriende, sien hoe die Here ook vir jou seën en jou gebruik en jou heilig om dan ook diensbaar vir hom te wees. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.